Goeiedag, ek hoop het gaan met jou goed en welkom hier by Inspireer. Ek sien uit om vandag lekker saam met jou te reis van waar jy ook al kyk en van waar jy ook al vir ons 'n boodskap of 'n like stuur of wat ook al. Ons waardeer dit. Dankie ook vir jou kommentare en die boodskappe wat jy ook vir ons los van bemoediging. Dit is ook vir ons lekker om te hoor van waar mense kyk vanaf die hele land en so ver as ander lande. So van waar jy ook al inskakel. Dankie dat jy vir ons 'n shout-out gee soos hulle in Engels sê. Nou, ons is besig om te gesels hierdie week oor Jesus vir ons land en dat hy ons redder is en hy is die een tot wie ons wend wanneer ons in tyd van krisis is. En ek het gister vir jou gesê en ek glo jy weet dat ons land beleef tans 'n krisis. Ons beleef dat daar is hierdie tension tussen rasse, tussen sekere etniese groepe en ons beleef dat sommige mense hulle gewend het tot oorsee en dat ons nou wag op 'n redder, iemand wat nou gaan instap hierso en ek wil amper sê die stof gaan uitskud, die dinge gaan regruk en uitslaan en dan gaan ons almal nou piekfyn wees en ons gaan aangaan asof niks ooit verkeerd gegaan het nie. En ek het gister vir jou gesê dat in Daniël lees ons dat ons God moet spreek oor ons stad, ons moet God spreek oor ons land en dat ons hom dan vertrou en hy is die een tot wie ons wend en nie ander mense nie. En dan wil ek vandag met jou deel 'n Psalm wat ek glo jy ken wat na in my hart is en dit is Psalm 46. Ek lees vir jou dan vers 2 sê God is vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in benoudheid is hy altyd te vind. Wow. Hy is vir ons 'n skuilplek en hy is vir ons 'n bron van krag en wanneer ons in nood is hy te vind. Dit beteken wanneer ek en jy angstig is en wanneer ons hom die meeste nodig het, dan is hy daar. Dan is hy nie iewers waar jy sy voicemail kry nie, maar dan daag hy op in ons lewe. En dit kom terug na die punt tot wie wend ons onsself? Is Amerika ons skuilplek? Is Trump ons skuilplek? Jammer, maar ek sien mense deel hierdie goed. Is hy die een tot wie ons onsself nou wend? Gaan ons nou met plakate iewers betoog met die hoop dat dit ons kry? Is dit 'n goeie ding dat ons dalk onttrek en na Amerika toe gaan? As jy gaan, wonderlik, ek het geen probleem daarmee nie. Maar ek wil vir jou sê wat die land betref, wil ek met my hele hart glo dat die enigste antwoord wat daar is Christus en dat ek my tot hom moet wend. En dis vir my hartseer dat voordat ons bid, voordat ons enigiets doen, dan moet ons eers 7 boodskappe share daaroor. Ons moet eers kommentaar lewer op iemand se video en dan moet ons onsself eers opruk en dan sê ons, toe maar die Here sal julle nog regstel. Maar intussen bid ons nie. Intussen wend ons nie tot Christus en sê Here, ek kom in afhanklikheid, ek kom met 'n knie gebuig, ek kom met 'n swaar hart voor U. En Here, ek kom getuig, ek is nietig, ek is swak, ek het U nodig. Ons kom nie in ons eenvoud, in 'n eenvoudige gebed en sê Here, ek bring hierdie land voor U, ek wend my tot U, U is my skuilplek, U is die een waar my sekuriteit, waar my veiligheid lê, nie in my werk of in die land of in die land se toekoms of wie ook al ingryp hierso nie, maar in Christus alleen. Mag dit my en jou storie vandag wees dat ons wend tot hom, mag hy vandag net weer in jou hart, mag jy dit kom bevestig deur sy gees, dat hy is ons skuilplek, hy is die een waar ons berusting vind. Mag hy jou veilig hou en mag jy net beleef dat jy in sy hand is vandag en dat niks jou kan uitdruk nie. Mag jy hom ken in jou gebedslewe en mag hy die een wees in wie jy jou hoop vind. Mag jy 'n lekker dag hê, mag die Here jou seën en mag hierdie dinge bedink saam met ons vandag. Bless jou.